Hartlike goeiemôre, dis maandagoggend nes. Vandag is die 12de Januarie, jaar 2026. My naam is Daniel Gerber. My weer 'n eer en 'n voorreg om saam met julle te kan kuier rondom God se woord. Vandag gaan ons 'n bietjie praat oor oortuiging. Nou kyk, oortuiging, baie mense is so maklik om hulle te oortuig. As jy vir hulle sê die wolke is blou, dan gaan hulle vir jou glo. Die wolke is blou. Jy kan by mense kom en jy kan hulle enigiets sê en jy kan hulle oortuig daardeur. En dan kry jy ook mense wat jy kry hulle nie geoortuig nie. Jy kan maar sê wat jy wil, jy kan doen wat jy wil. Jy sukkel om mense te oortuig. Maar weet jy wat? God se woord leer ons ook baie mooi van oortuiging. En ek en jy kan geen mens oortuig om Jesus Christus aan te neem as sy persoonlike saligmaker, as sy redder, as sy Here nie. Ek en jy kan niemand oortuig om te sê, weet jy wat, hierdie wat jy nou doen is sonde nie. Die enigste persoon, of as ek het so kan uitdruk, die enigste wese wat enige iemand kan oortuig, is God se Heilige Gees. As die Heilige Gees jou nie oortuig van sonde nie, en as jy dit nie inneem, en as jy dit nie vat nie, dan sit jy met 'n probleem. Want dis net die Heilige Gees wat my en vir jou kan oortuig. Nou baie mense sê, ja, dis net God wat my kan oordeel, so jy kan my nie oordeel nie, goed. Maar ek wil vir jou sê, dit, God se Heilige Gees kan ons oortuig. En dan is daar daai stemmetjie wat binne in jou praat en vir jou te sê, moet dit nie doen nie, of gaan hierdie kant toe, of gaan daai kant toe. Nou is so belangrik dat ons ingestel moet wees op God se Heilige Gees. Nou ek het nou juis teen Saterdag het ek so ondervinding gehad van God se Heilige Gees. Ek gaan na die winkel toe om iets te koop. Ek vat die ding in my hand. Die Heilige Gees van God sê vir my, nie hierdie ene nie, ek moet daai ene vat. Ek dink, ag, dis dieselfde ding. En ek vat hom en ek gaan na die winkel uit en ek kom by die huis en daar werk die apparaat nie. Moet teruggaan, klim my kar, ry terug, gaan ruil hom om vir die een wat ek gehad het. So partykeer moet 'n ou net gehoorsaam wees, nie. Luister na daai ou stemmetjie, ou se mos geneig om te sê, as 'n stemmetjie wat vir jou sê, en dit is die oortuiging, dis die Heilige Gees wat jou oortuig. So moenie eers jou kop stamp en dan die oortuiging wil vat nie, maar laat jy laat toe dat God se Heilige Gees jou sal oortuig. Amen. Nou by die gedeelte wat ek wil lees vir julle hierso is Johannes 16 in verse 8. Net daai een gedeelte. Hy sê vir ons hierso, en as hy kom, dit is God se Heilige Gees. Hy sê, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. So dit is net God se Heilige Gees wat my en jou kan oortuig om iets te wil doen, of wat die regte ding is en of die verkeerde ding is, maar ons moet ons ore oop hou om gehoorsaam te wees. Amen. So kom ek en jy stel onsself in om God se stem te hoor en dat laat toe dat hy ons oortuig. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader. Here, ons sê vir u baie dankie vir u woord. Here, dankie vir u Heilige Gees oortuiging. Dankie dat u Heilige Gees kom en ons kom oortuig van sonde, van geregtigheid en ook van oordeel. Here, ons bid en vra dat u saam met elkeen sal wees. Elkeen wat so maklik oortuigbaar word en ook die wat nie geoortuig wil word nie. Here, dat u Heilige Gees in elkeen sal werk. En dit is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan en gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus. En alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik, né? 'n geseënde maandag. God bless.